Nou vandag se boodskap is nuwe bruilofsklere. En die skriflesing is Matteus 22 vers 1 tot 14. Ek gaan vir ons lees. Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe, en hy praat van, is eintlik profete, né? Toe stuur hy weer ander slawe of profete met die opdrag, sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed, kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie, en die een het na sy stuk grond, en 'n ander een na sy werkplek toe gegaan. En party het sy slawe of profete gegryp, en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak, en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Ga nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. So om julle so 'n bietjie inleiding te gee, ek is seker, ons almal was al by 'n troue gewees. Baie keer sal die mans net weer die datum moet gaan kyk, maar ons almal was daar gewees. Weet ons, die vrou doen ons eintlik al die moeite, die man dag net op. Maar ons almal is bekend met 'n troue. Almal trek baie mooi aan. Jy trek mos jou beste klere aan, jou mooiste klere, jy het gaan stort voor die tyd, jy ruik lekker, as jy daar aankom, daar's 'n lekker atmosfeer in die lug, musiek speel, dis 'n fantastiese dag, fantastiese geleentheid. En vandag se verhaal vertel vir ons van die bruilof van die lam, of troue van die lam. Nee, daar's waar die bruid, dis ons gelowiges, ontmoet met Jesus. Nou Israel word 2 keer genooi, ek weet nie of julle dit opgelet het nie, hulle is 2 keer genooi na die bruilof van die lam, maar hulle het nie belang gestel nie. En al die ander nasies is ook genooi na die bruilof toe, maar hulle het gekom. En dit is interessant dat daar staan, maar toe God in die saal instap, toe sien hy, daar staan 'n man, of daar sit 'n man, sonder bruilofsklere aan. Anderswoorde, hy hoort nie daar nie. En God het met hom gaan praat, of die koning het met hom gaan praat, en hy is verwyder, hy het nie antwoorde gehad nie. Hy hoort nie eintlik daar nie. So vandag wil ek gaan kyk na 3 gedagtes, of 3 punte. Ek wil eerstens gaan kyk na Israel. Israel word genooi na die bruilof toe. Die tweede punt is, waarna ons gaan kyk, is na al die nasies word genooi na die bruilof toe. En dan laastens wil ek gaan kyk na almal in die hemel het bruilofsklere aan. So kom ons kyk eers na die eerste ene, na Israel. Israel is genooi na die bruilofsfees. So ja, in die Joodse kultuur, soos ek net gesê het, in die Joodse kultuur het die Jode 2 uitnodigings gekry na 'n troue of 'n bruilof toe. 2 uitnodigings. Die eerste uitnodiging was vir die mense waar hulle uitgenooi is om dit by te woon, en dan kry hulle 'n tweede uitnodiging nader aan die tyd. Dinge is gereed, die kos is gereed, die saal is gereed gemaak. Julle moet kom. 2 uitnodigings. So hier lees ons waar die koning of God 'n bruiloffees hou vir sy seun Jesus. Sy seun
se bruilof. En die koning stuur profete uit na die wêreld toe, om die wêreld te gereed te maak, om hulle te roep, om hulle uit te nooi. En die uitnodiging hier is spesifiek gerig aan Israel, aan die Joodse leiers, aan die Jode van Jesus se tyd, spesifiek gerig aan die Jode. Dit is om deel te hê aan die koninkryk van sy seun, Jesus. Ek wat sê vers 5 en 6, maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie. En die een het na sy stuk grond en 'n ander een na sy werkplek toe gegaan, en party het sy slawe, die profete, gegryp en mishandel en doodgemaak. Hulle het hulle nie gesteer aan die blye evangelie nie. Hulle het elkeen 'n uitnodiging gekry, maar hulle het die uitnodiging geïgnoreer. En dan lees ons dat die koning het kwaad geword hieroor. Ons kan die Vader se hart sien in hierdie skrifgedeelte. Ons sien God is teleurgesteld. Die Vader is teleurgesteld. Doen so baie moeite aan die fees en die bruilof, doen so baie moeite. Ek weet nou, al die ouers, ek was nou nog nie daar gewees nie. Eendag sal ek een van my 2 dogters, of al 2 dogters, hooplik nie al 2 op dieselfde tyd nie, sal ek ook al die moeite moet deurgaan. So ek was nog nie daar nie, maar ek is seker ouers wat al hulle kinders afgestaan het aan 'n troue, weet dit is verskriklik baie moeite. En as daar iets verkeerd loop, jy is teleurgestel. So mens kan die Vader se hart hier sien. Dit is 'n groot geleentheid, 'n groot feesmaal. 'n Fantastiese geleentheid om van deel te hê. Maar die genooides draai eenvoudig net hulle rug en hulle ignoreer die uitnodiging. Maar julle moet asseblief mooi verstaan. Israel is nie verwerp nie. Jy moet asseblief die volle prentjie kry. Dit is nie so eenvoudig as om net te sê hulle is nie verwerp nie. Nee, hulle is nie verwerp nie. Hulle kan nog steeds gered word. Hulle moet net soos al die ander nasies uitroep na God toe vir redding. Hulle moet tot bekering kom en hulle moet vir Jesus aanvaar as hulle verlosser, as hulle Messias. Net soos al die ander nasies. So daar's nog steeds 'n plan vir hulle. Maar weet julle wat is interessant? Ek het nogals agtergekom, seker maar soos mens ouer word, dan begin mens naderhand al hoe meer te doen met mense. Mense is daarom maar interessant. En hoe meer ek hieroor gedink het, dink ek, ja, dit is baie, baie interessant. Jy kan mense waarsku teen 'n natuurramp. Jy sal sien in Amerika, as hulle dis oor die nuus dit afkondig, daar's 'n orkaan op pad, of 'n groot tornado op pad. Maak julle goeders vas, maak julle deure vas. Dan maak die mense gereed. Hulle vat planke en hulle slaan die deure toe, laat die wind nie die deure afruk nie. Hulle slaan die vensters toe, hulle bind vas met toue. Mense maak gereed vir die storm. Jy kan mense waarsku teen verkoue of griep. Dan maak hulle self gereed. Hulle gaan kry 'n inspuiting. Hulle gaan dokter toe. Hulle kry medikasie. Jy kan mense waarsku teen 'n virus of soos COVID. Ons het mos nou al die ervaring gehad. Mense maak hulle self gereed. Hulle gaan kry die nodige medikasie. Maar as daar 'n uitnodiging kom, as daar 'n waarskuwing kom tot bekering. Die mens is baie interessant. Hy draai sy rug om en hy loop weg. Hy ignoreer die waarskuwing. Dit is interessant. Baie interessant. Maak so, draai om en loop. Party mense sal tot sê, ag, nie alweer 'n preek oor bekering nie. Ek is al so moeg vir daai woord bekering. Maar min wetend, bekering is deel van jou Christelike fondasie. Jy het nou gehoor vanoggend. Jy gaan fondasie nou gereeld hoor. Bekering is deel van jou Christelike fondasie. Dis deel as jy 'n groot gebou kan jouself indink, een van daai bakstene het 'n naam op, bekering. Jy weet wat is die belangrikste steen, is die hoeksteen. Dis Jesus. Maar een van daai stene is bekering. Dis deel van jou Christelike fondasie. Bekering is eintlik 'n uitnodiging na die bruilof toe. Ons praat vandag oor die bruilof. Bekering is eintlik 'n uitnodiging om deel te hê van die bruilof. Dis baie interessant. Maar vandag nog ignoreer mense die uitnodiging. Hulle ignoreer dit net flat. Baie, baie interessant. Maar weet julle, baie mense sal vinger wys na Israel en sal sê, ja, hoe kon hulle God se uitnodiging ignoreer? Wat gaan aan?
Het hulle iets nie mooi verstaan nie? Hoekom het hulle die uitnodiging geïgnoreer? Maar is dit nie wat baie van ons doen nie? Baie van ons ignoreer God se uitnodiging. Het jy al God se uitnodiging geaanvaar? Want die uitnodiging is gegee aan elke ene van ons. Elke persoon op aarde het 'n uitnodiging geontvang. Het jy nuwe bruilofsklere aan? Of is dit dalk moontlik dat jy oud en vuil klere aan het? Nog nie skoon gewas deur die bloed van die lam nie. Waar staan jy met die Here, met die bruilof saam? Het jy al tot bekering gekom? Dan lees ons waar die koning stuur die profete in die wêreld in, na al die nasies toe. En ek het dit al genoem, dit is al die nasies, Die profete is na al die nasies, die hele wêreld in. Dan sien ons al die nasies is genooi na die bruilofsfees toe. Ek wil sê vers 8 tot 10. Toe sê hy vir sy slawe, die profete, alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat jy teenkom na die bruilofsfees toe. Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak, slegtes, sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword. Is dit interessant, Slegtes en goeies is genooi. Dit beteken daar's goeie mense onder ons. Moet nog steeds tot bekering kom, maar daar is goeie mense onder ons. As iemand vir jou sê hy's 'n goeie mens, fantasties. Jy moet nog steeds tot bekering kom. Goeies en slegtes is genooi na die bruilofsfees toe. Almal moet tot bekering kom. Hulle praat van al die nasies, en dan beteken dit praat van ons vandag wat hier sit. Praat van die Afrikaners en die Engelse, die mense van Spanje en Mexico. Het praat van die Sotos en die Xhosas. Praat van die Franse en die Duitsers, en ek kan aangaan. Ek dink nie ek ken al die nasies nie. Ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Daar is baie nasies om te noem. Maar hulle praat van die res. Die res is ingenooi. Dan kan jy al klaar 'n prentjie sien, wie gaan eendag by die groot feesmaal aansit? Jy gaan mense sien van al die nasies daar. Gaan jy sien. Langs aan jou gaan iemand sit van 'n ander kleur, van 'n ander nasie. Maar moet asseblief nie verkeerd verstaan nie, die evangelie van redding is van die begin af bedoel vir al die nasies. Ons is nie tweede keuse nie. Dis van die begin af het God geweet, dit was sy bedoeling van die begin af. Dis vir al die nasies. Al die nasies. Kyk wat sê in Genesis 12, waar God vir Abraham roep. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. 'n Seën vir wie? Jy kan mos nie net 'n seën wees vir jouself nie. 'n Blessing, Jy moet 'n seën wees vir ander mense. Ek sal jou seën, ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Dit beteken die evangelie is bedoel vir al die nasies. Van die begin af het God al klare uitnodiging gereed gehad vir jou. Van die begin af. So in Genesis is dit baie, baie duidelik. Die evangelie is vir al die nasies. Die bruilofsuitnodiging is vir al die nasies. Al die nasies. Vir jou, wat jy sit vanoggend. Vir jou. Daar's 'n uitnodiging vir jou. En jy kan hom sien op die skerm. So klink die uitnodiging. Kom tot bekering, want die koninkryk van God is naby. Repent, for the kingdom of heaven is at hand, sê Matteus 4. Dit was die uitnodiging na Israel 4000 jaar terug. Dit was die uitnodiging na Israel 2000 jaar terug. Dit is vandag nog
dieselfde uitnodiging. Ek het lank terug, toe ek dink in 2013, toe ek by die Bible College was, dan gaan ondersoek jy en dan vergelyk jy al die profete in die Bybel, almal. Skryf jy hulle so neer, al die profete, dan skryf jy hulle boodskappe neer. En dit is baie interessant, daar's een boodskap wat regdeur van Genesis gaan, regdeur tot by Openbaring. Elke profeet het hom gepreek. Bekering. Baie interessant. Bekering hardloop al van Adam en Eva af, regdeur tot die laaste persoon, wanneer Jesus kom om sy kinders te haal, gaan dit bekering wees. Dit is nog altyd bekering, en dit sal nog altyd bekering wees. Vir al die nasies, 'n uitnodiging vir al die nasies, en die uitnodiging is nog geldig, vandag nog. Hy staan vas. Daar's 'n uitnodiging vir elkeen van ons hier. Maak asseblief gebruik van die uitnodiging. Het jy al gebruik gemaak van die uitnodiging? Jy sal weet. Jy sal weet. Want jy weet mos, geloof is nie net 'n saak van, ek hoop maar eendag, ek hoop maar, die Here gaan maar vir my die deur oopmaak, ek hoop maar, hulle gaan my naam, jy kan weet nou al klaar. Jy kan nou klaar weet nou, al klaar hier, in Silverdale op Sondagoggend, kan jy al klaar, verseker weet, dan deal, jy kan weet, jou saak is reg met die Here. Jy weet, jou stoel wag vir jou, by die feessaal, jy weet, klaar, geen twyfel. As jy die koninkryk van God wil ingaan, dan moet jy tot bekering kom. Ek praat nie vandag oor bekering, ek praat oor die bruilof. Maar ek wys vir julle, dit is die sleutel na die bruilof toe. As jy wil deelneem aan die bruilof van die lam, dan moet jy tot bekering kom. Om in die koninkryk in te gaan, moet jy 'n nuwe mens wees. Die ou self kan nie in die bruilof ingaan nie, kan nie in die saal ingaan nie. Jy moet nuut begin, sien daar oor julle my fondasie. Jy moet nuut begin saam met God. Jy moet 'n besluit neem waar jy met die Here gaan gesels. En jy begin nuut, jy maak 'n nuwe begin saam met die Here. Ek wil oorbegin, Here. Ek wil nuut begin saam met U, Here. Ek wil nuut begin, ek wil 'n nuwe begin maak saam met U, Here. En weet julle, ek is nou al oortuig, ek het al baie sienings gehad oor die uitverkiesing en al daai goeters. Maar weet julle, ek is oortuig, as jy regtig, een kant toe gaan en jy gaan selfs met die Here, en jy het 'n diep gesprek met die Here, as jy regtig jou hart oopmaak vir die Here, sal die Here jou red. Sal die Here jou red. Ek wil sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, aan die ander woorde die eiendom van Jesus. Ek praat nou van die eiendom van Jesus, is 'n nuwe mens. Is nuwe mense. Hulle het 'n nuwe begin gemaak. Die oue is verby. Anderswoorde, al daai ou vuil gewoontes is verby. Ek is nie meer daai mens nie. Die eiendom van Christus staan soos 'n bruid, skoon, wit, met fyn en helder klere aan voor God. Die eiendom van Jesus het nie vuil klere aan nie. Hulle is nuwe mense. Iemand wat aan Christus behoort, het nuwe bruilofklere aan. Almal in die hemel het bruilofsklere aan. Almal. Ek lees vir ons vers 11 tot 14. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, is eintlik verbaas. Hy's eintlik, iets maak nie sin nie. Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en hulle tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Die koning het ingegaan en na al die gaste gaan kyk. Na al die gaste gaan kyk. En ek hoop julle verstaan die uitverkiesing reg. God het elkeen uitverkies. Elke ene.
Hy gee vir elkeen 'n geleentheid om uit te roep na God. Elkeen kry 'n geleentheid. Elkeen kry 'n uitnodiging. Elkeen. As jy dink jy's nie uitgekies nie, dan verstaan jy nie die uitverkiesing nie. Want elke ene is uitgekies. Elkeen het 'n uitnodiging. Maar dis of jy op daarop gaan reageer. Dit is hoe dit werk. Gaan jy daarop reageer? Elke ene het 'n uitnodiging met jou naam op. Die koning het ingegaan en na al die gaste gekyk. Dis 'n fantastiese gebeurtenis. 'n Groot fees. Daar is musiek wat speel. Almal is bly om daar te wees. Almal, soos ek genoem het, almal het fyn en helder, blink en skoon, spierwit klere aan. Almal wat daar sit. Almal is daar vir Jesus. Elke liewe persoon daar het 'n getuienis. Julle moet dit met dit huis toe gaan vandag. Elke persoon daar het 'n getuienis. 'n Getuienis hoe God hulle gered het en wat God in hulle lewe gedoen het. Daar word vertel van God se wonderwerke. Almal is bly om daar te wees. Almal daar het voluit geleef vir God. Behalwe een persoon. Behalwe een persoon. Die koning kyk rond na al die gaste en hy sien daar sit 'n man met vuil klere aan en is oud, geskeer. Hy sit sommer uit plek uit. Dis nie skoon gewas nie. Dis vuil klere. Hy lyk glad nie soos die ander mense, soos die geredde mense, en hy lyk heeltemal anders as die geredde mense. Hy staan sommer uit. Mens weet mos hoe is dit as iemand wat heeltemal uit plek uit is, skielik in 'n sekere onthaal inloop. Hy is heeltemal uit plek uit. Dit is hoe dit gelyk het. Hy het nie dieselfde skoon en spierwit en fyn klere aan soos die res van die mense nie. En ek is seker hy het ook agtergekom. Almal rondom lyk mooi. En hy nie. Dalk het die ander mense ook na hom gekyk. Hoekom het hy nie skoon klere aan soos ons nie? Hoekom lyk hy so? Hoekom het hy vuil klere aan? Ek is seker hulle het ook so van hom gekyk. Die koning sien hom dadelik raak en stap na hom toe. En hy sê vir hom: "Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofsklere aan?" Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: "Bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Almal in die hemel het bruilofsklere aan." Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Hoe het jy hier ingekom? Sy dade van geregtigheid ontbreek. In ander woorde, hy sê hy's 'n Christen, maar sy dade wys anders. Dit is wat aan die gang is hier. Hy vertel vir mense hy's 'n kind van God, maar hy het geen dade van geregtigheid nie. Hy praat die woorde, maar sy dade wys iets anders. Dit wys soos iemand van die wêreld. Hy's 'n mens van die wêreld eintlik. Sy lewe op die aarde het nie ooreengestem met sy geloof nie. Dis iemand wat met vuil klere rondloop. En julle weet, baie mense sit in kerke so. Baie mense in die kerk het vuil klere aan. Dis hoekom ons preek. Ons wil mense tot redding bring. Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Hoe het jy hier ingekom? Dis eintlik skokkende woorde. Dit is hoekom dit belangrik om nou jou saak reg te maak. Jy kan nou weet. Jy hoef nie te wag vir dit nie. Hoopelik gaan jy nooit dit hoor nie. Hy weet nie wat om te sê nie. Hy het nie 'n antwoord nie. Hy sit maar net daar met sy vuil en ou klere aan. En daar is mense wat in God glo, maar hulle volg hom nie. Hulle volg nie vir God nie. Hulle glo in God. As jy vir hulle vra, glo jy in God? Hy glo in God. As jy van vra, wat se geloof is jy? Hy's 'n Christen, maar hy volg nie vir God nie. Hy volg hom nie. Hy volg hom glad nie. As mense wat in God glo, maar hulle dien hom nie. Hulle dien hom nie. Hulle eer hom nie. Hulle glo in hom. Hy sal vir jou sê hy's 'n Christen,
maar hy eer nie vir God nie. Want jy eer vir God met jou dade en met jou woorde. Daar is mense wat in God glo, maar hulle ken hom nie. Hulle ken hom nie. Hulle weet so ietsie van die Bybel af, maar hulle ken glad nie vir God nie. Ken hom glad nie. As God met hom sou praat op die straat, sal hy hom glad nie herken nie. Hy sal glad nie herken nie. Daar is mense wat in God glo, wat weier, volstrek weier om tot bekering te kom. Dis baie interessant. Hulle hou nie van die woord bekering nie. Hy hou nie van die woord nie. Hy traai dit wegpraat. Ag man, al die kerke praat van bekering. Praat bietjie oor iets anders dan. Nee. Dis die sleutel. Dis die sleutel vir die hemelse deur. Ons gaan nog baie daaroor praat en ons moet baie daaroor praat, want dit is die sleutel. Daar is nie 'n ander sleutel na die hemelse deur nie. Daar is 'n sleutel met die naam bekering op. En Jesus. Dis net deur Jesus en deur bekering wat jy daai deur kan oopsluit. Sonder bekering sal jy nie in die bruilof ingaan nie. Mense sal moeg vir daai woord. Maar weet julle, my vriend, as jy 'n probleem het, as iemand 'n probleem het met bekering, dan wys dit eintlik daar's 'n geestelike probleem by jou. Daar's 'n blokkasie by jou. Dit is wat dit eintlik wys. Die probleem is by jou. Dis nie by die bekering nie. Die probleem is by die persoon. Want iemand wat tot bekering gekom het, weet, hy's vry. Hy weet hoe belangrik is bekering. Maar iemand wat nog nie tot bekering gekom het nie, hou nie van die woord nie. Hy hou nie van die woord nie. Daar is mense wat glo in God, wat niks te doen wil hê van die kerk nie. Hulle wil niks met die kerk uit te waai nie. Hulle kom glad nie kerk toe nie. Glad nie. Sal kerk op die strand gaan hou. Sal maar net elke Sondag kerk kyk op die TV. Wil nie kerk toe kom nie, wil nie. Hulle lees nie Bybel nie. Daar is amper geen gebedslewe nie. Ek het dit nou al gesê, Tannie Denise Pieters, wat al een keer hier gepreek het lank terug gesê, jou gebedslewe, en dit het deel geword van my gedagtes, jou gebedslewe is 'n spieelbeeld van jou verhouding met God. Spieelbeeld. Hoe jy bid, wys jou verhouding met God. Daar is mense wat aan God glo, maar hulle kan nie bid nie. Hulle kan glad nie bid nie. Hulle weet nie hoe om met God te praat nie. En ek verstaan dit as dit in noodgevalle, die Bybel sê in noodgevalle, partykeer gebeur dit, dat jy in nood is, dat jy nie kan bid nie, dan bid die Heilige Gees namens jou. Dit verstaan ek. Maar in die normale elke dag, moet jy bid. Jy moet bid. As mense laat praat glad nie, met ander mense oor God nie. Glad nie, hulle hou by hulle self. Jy sal nooit die Here Jesus hoor oor hulle lippe nie. Nooit ooit. Hulle leef nie vir God nie. Julle weet die Bybel gebruik daai term van 'n louwarm Christen, hè? 'n Louwarm Christen. Julle weet wat is 'n louwarm Christen? By titel, op sy ID-boekie, staan daar Christen. By titel is hy. Maar sy dade lyk heeltemal anderste. Heeltemal en totaal anderste. Hy's louwarm. Hy's nie koud nie, hy's nie 'n ateïs nie, maar hy's nie 'n vuurwarm Christen on fire evangelis nie. Hy's in die middel. Hy's nie on fire vir God nie, hy's in die middel. Hy glo maar hy het nog tot bekering gekom nie. Hy's louwarm. Dis hoekom hy sal nie vir jou sê hy's 'n ongelowige nie, want hy glo in God, maar hy het nog nie tot oortuiging gekom nie. Hy ken nie vir God nie. Dominee Dani het lank terug gesê, dit is soos 'n kar sonder 'n engine, sonder die Heilige Gees. So 'n persoon sonder die Heilige Gees. Kar sonder 'n engine. Die idee is daar, dis 'n BMW, maar hy's leeg, daar's nie 'n engine nie. Die Heilige Gees is nie daar nie. Hy het nog nie tot bekering en wedergeboorte gekom nie. Een voet in die wêreld en een voet in die geloof. Kyk wat sê Efesiërs 5 vers 10 tot 15.
waar die Here Jesus sê, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Ander woorde, alles wat jy doen, vra vir die Here, is hierdie reg? Is hierdie reg? En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Ander woorde, moet niks met daai goeie te doen hê nie. Niks, bly weg van dit af. Maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande. Die Bybel sê dit is 'n skande om selfs net te praat oor hierdie dinge, oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheime doen. Dit is 'n skande om te praat oor daai mense gedrink het gisterand. Hulle het rondgeval. Dit is selfs 'n skande om net daaroor te praat. Daai meisie wat heeltyd so seks het, dit is selfs 'n skande om net daarvan te praat. Dinge van die duisternis. Kyk wat sê vers 13. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Dit is hoekom mense nie daarvan hou nie. Julle moet verstaan, geestelik, dit is hoekom die mense nie daarvan hou as jy met hulle wil praat, nie vingerwys nie, maar met hulle wil praat oor hulle verkeerde dinge, want geestelik skyn jy 'n lig op. Hy wil nie jy moet die lig opskyn nie, hy wil aangaan met dit. Hy like nie as jy die lig op ons skyn nie. Hy wil aangaan met daai verkeerde ding. Dis hoekom die mense kwaad word, as jy met hulle praat, sê, hey my vriend, ons moet regtig praat, geen judgment, ons moet regtig praat oor hierdie leefstyl van jou. Hy word kwaad, want jy skyn die lig op hom. Hy hou nie daarvan nie, hy wil aangaan met daai leefstyl. Wat sê die skrif? Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap. En julle weet, hy praat nie met iemand wat regtig slaap nie, hy praat nie nou met iemand wat dood is nie, hy praat met wakker mense, mense wat elke dag hier rondloop. Word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Word wakker, jy wat slaap. Word wakker. Ek het lank terug 'n voorbeeld gebruik, waar in die geesteswêreld, dit is hoe dit werk, in die geesteswêreld, dis amper soos 'n groot rugbyveld. Almal slaap. Maar as een persoon opstaan en hy gee sy hart vir die Here en hy kom tot bekering, dan staan hy op. En dan kan jy sien, daar's 'n paar mense rondom my wat ook opgestaan het. Hulle het ook tot bekering gekom. Sien, daar staan, ek kan nou sien, daai persoon se oë is ook oop. Daai persoon daar het tot redding gekom. Dan kan jy sien, wie's gered, maar jy kan ook sien wie slaap. Maar terwyl jy geslaap het jy nie geweet nie. Eers wanneer jy oë oopgaan, kan jy besef, watter mense slaap, watter mense het nog nie tot redding gekom nie. En dan sien die vyand dit ook, hy sien jy het opgestaan. En dan kom karring hy. Word wakker, jy wat slaap, jy moet 'n nuwe mens word. Jy kan nie aangaan met hierdie ou dinge nie, jy moet die uitnodiging aanvaar. Word wakker, jy wat slaap. 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Iemand wat aan Christus behoort, het nuwe bruilofsklere aan. Iemand wat aan Christus behoort, is nuut gemaak. Is nuut gemaak. Gereed vir die bruilof. Kom ek maak klaar. Nou moet jy asseblief mooi luister. Daar by die bruilof van die lam, wanneer jy instap, eendag as jy dood is, en jy stap in, by die bruilofslam, by die bruilofslamsfees, en jy sien die groot tafel, dan gaan oralste mense wees, rondom jou, voor jou, links van jou, regs van jou, mense van ander kulture. Jy gaan aansit by 'n baie groot tafel. Jy gaan hoor van baie wonderwerke. Jy gaan baie wonderwerke hoor. Jy gaan baie getuienisse hoor. Jy gaan getuienisse hoor by kinders. Klein kinders gaan vertel, hulle was gemartel en doodgemaak vir hulle geloof.
Hulle was gegooi vir leeu's vir hulle geloof. Jy gaan getuienisse hoor van mans en vrouens. Hulle was gemartel en doodgemaak vir hulle geloof. Hulle was met klippe doodgegooi. Hulle was gespot, hulle was vermoor. Hulle was in tronke gegooi vir hulle geloof. Jy gaan getuienisse hoor by mense waar families vir jou vertel, die hele familie, ons hele tribe is uitgewis vir ons geloof. Ons het voluit geleef vir God. Al die mense by die bruilof het voluit geleef vir God. Hulle sal sê, Jesus is ons alles. Hulle leef vir Jesus. Wat van jou, my vriend? Ek hoop, jy het 'n getuienis gereed. Ek hoop jy gaan iets kan sê. Ek hoop jy kan iets kan sê by die bruilofsfees. Ek hoop jy sal kan sê, ek was 'n sondaar. Ek het uitgeroep na God toe vir redding en God het my gered. Ek ook. Ek het geleef vir God. God is my alles. Ek hoop jy sal dit kan sê. Ek het my Christendom uitgeleef. Ek het my mond oopgemaak en gepraat. Ek het dit besef oor die jare. Moenie terughou nie. Praat. Daar's altyd, elke tyd is gereed. Elke tyd is die regte tyd om te praat. As iemand vir jou sê, moenie nou praat by die braai nie, elke tyd is gereed om te praat. Praat by die braai oor God. Praat by die braai oor God. As jy sê, maar jy's drank betrokke, drank moet nie daar wees nie. God is daar, jy kan praat. Praat oor die evangelie, oralste in die kar, oralste is 'n tyd, want mense moet gered word. Mense moet gered word. My vriend, het jy 'n getuienis gereed? Het jy nuwe bruilofsklere aan? Het jy skoon gewaste klere aan? Skoon gewas deur die bloed van die lam? Is jy gereed vir die bruilof van die lam? Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, Here, baie dankie vir 'n baie duidelike boodskap, Here Jesus. Baie duidelike boodskap dat U stuur vir ons 'n spesiale uitnodiging gerig aan elke persoon hierso. Man, vrou, oupa, ouma, seun, dogter, babietjie. Elkeen kry 'n uitnodiging na die fantastiese bruilofsfees van die lam. U het baie moeite gedoen. U het verskriklik baie moeite gedoen. U stuur die profete uit, weer en weer met uitnodigings. Van dorp tot dorp gaan die profete met uitnodigings. Van stad tot stad, van nasie tot nasie stap hulle. Hulle skoene raak nie klaar nie. Hulle asem raak nie op nie. Hulle energie raak nie klaar nie. Hulle kom met die blye evangelie. En hulle klop aan jou deur. Jy is uitgenooi na die bruilof van die lam. Kom tot bekering. Dit is deel van jou Christelike fondasie. Dankie, liewe Here Jesus. Want ons weet, Here, dit is 'n liefde uitnodiging. U doen dit want U wil ons graag red. U is lief vir ons. U doen dit uit liefde uit. Here, ons eer U almagtige Vader. Here, ek bid vir elke persoon hier vanoggend, Here. Ek bid vir die mense wat gered is. Ek bid vir hulle, Here. Dat hulle sal sterk gaan, sterk wees, Here, sterk staan die res van hulle lewe, Here. Ek bid vir elke geredde persoon hier vanoggend, Here. Here, ek bid ook vir elke persoon hier wat nog 'n besluit moet maak. Ek bid vir die mense hier, Here, vanoggend wat nog nie gered is nie. Ek bid vir hulle, Here. Heilige Gees, ek bid. Ek smeek, ek pleit, Heilige Gees. Raak hulle aan, almagtige Vader. Klop aan hulle hart. Werk met hulle hart, Here Jesus. Asseblief, Heilige Gees. Ons smeek U, Here. Ons val op ons knieë neer voor U, Heilige Gees, Vader en Seun. Here,
Help ons om te bekeer, Here. Ons weet baie keer nie eers die woorde hoe om te bekeer nie, Here, maar help ons, Here, begelei ons. Sê vir ons die woorde en ons sal dit agterna sê, Here. Wys U vir ons, Here, hoe om te bekeer. Dankie, Here. Dankie vir al die liefde en die vrede wat U vir ons gee, almagtige God. Ons eer U, Here. Ons volg U, Here. Ons glo in U, maar nog meer, Here, ons dien U en ons eer U, Here. Ons is oortuig, 100% oortuig, U is God. U is die Seun van God. En aan U behoort al die mag en die eer en die heerlikheid. Amen.